26 matrikulante het in die senior sertifikaat-eksamen gekil en City Power sny gekaapte geboue se krag af. Goeiemiddag, ek is Carla Burg en hierdie is jou Afrikaanse nuus vir die 11de Desember. Die minister van Basiese Onderwys, Siviwe Gwarube, het vanoggend bevestig dat 7 matriekvraestelle en memorandums uitgelek is voordat die matriek-eindeksamen afgelê is. Die bedrog is deur merkers opgemerk vanweë ooreenstemmings met die memorandums en die vraestelle waar ongeruimthede opgemerk is, sluit onder meer die Engelse huistaal se eerste, tweede en derde vraestel in, wiskunde se eerste en tweede vraestel vir die matrikulante en fisiese wetenskappe se eerste en tweede vraestel. Volgens Gwarube is 7 skole in die Pretoria-omgewing hierdeur geraak en voorlopige ondersoeke dui daarop dat 'n geskorste amptenaar in die Nasionale Departement van Basiese Onderwys, wat self 'n kind in graad 12 het, die voorstelle laat uitlek het. Die inligting is glo op 'n geheuestokkie gelaai en so versprei. 26 leerlinge het tot dusver toe erken dat hulle die vraestelle vooraf onder die oog gehad het en die departement het die saak by die polisie aangemeld. Die VF+ versoek die Gautengse Onderwysdepartement om 'n spesiale taakspan op die been te bring. Volgens die VF+ moet die departement dringend aandag skenk aan die ernstige tekort aan nuwe skole en die agterstallige onderhoud aan die bestaande skole. Die party beklemtoon dat ten spyte van veldtogte soos voedsel en vervoer, die ouditeur-generaal moontlik 3 miljard rand se onreëlmatige besteding uitgewys het. Die VF+ glo 'n kundige paneel kan doeltreffende beplanning verseker en die departement se finansiële wanbestuur hokslaan. Nog 2 mans is aangekeer in verband met die moord op 'n oud onderwyser van Bloemfontein op die N2 naby die Kaapstadse internasionale lughawe. Die 64-jarige Karen van Aert en haar man Herman was in die verkeer toe 'n man hulle op die hoek van Jakkalsvlei en Jakes Girl Rylaan probeer beroof het. Sy was in 'n huurmotor se passasier se plek toe 'n man die venster gebreek het, glo haar handsak probeer gryp het en haar verskeie kere met 'n mes gesteek het. Sy het later in die hospitaal aan haar beserings gesterf. Hulle was op pad Vredesburg toe om hulle kleindogter se verjaarsdag te vier toe dit gebeur het. En hierdie 2 verdagtes is ook in Langa in hegtenis geneem, sedert die eerste een gister in hegtenis geneem is. En die Johannesburgse Metro se kragmaatskappy City Power sê hulle fokus daarop om kragtoevoer van die gekaapte geboue in die Goudstad af te sny. City Power het 'n veldtog van stapel gestuur om kragtoevoer na onwettige bewoonde geboue in die middestad af te sny. En hierdie besluit volg na 'n aanbeveling van die Usindisu Kommissie van Ondersoek wat die noodlottige brand van 77 mense wat se lewens geëis is daardeur het, ondersoek het. Die kragmaatskappy het gister 'n substasie wat onregmatige toevoer aan 'n verpleegtershuis in Hielbra verskaf het, ontkoppel. City Power sê ook verlate geboue is broeiplekke vir misdade en omgewingsprobleme en hy meen stappe is noodsaaklik vir die herlewing van die metro en die verwydering van ongemagtigde bewoners. Die Amerikaanse Federale Reservebank het sy rentekoers vir die 3de keer vanjaar verlaag. Die sentrale bank se Federale Openmarkkomitee het sy riglynrentekoers met 25 basispunte besnoei en plaas dit in die omgewing van 3,5 tot 3,75% te midde van die verhoogde inflasiekoers in die ekonomie en 'n verswakte arbeidsmark. Die voorsitter van die Federale Reservebank, Jerome Powell, sê die huidige verbysteek van die sentrale bank se 2% inflasieteiken is hoofsaaklik die gevolg van president Donald Trump se verhoging van invoerbelasting. Dit is al vir vandag en van my, Carla Burg, tot volgende jaar toe. Totsiens.